Kalimera, of hallo. En welkom terug by die groot ontbytkombuis. Ons is met chef David Steyn hier. Hallo chef. Goeiemôre Pierre, hoe gaan dit? Man, ryk maar nederig. Hoor hierso, ons praat nou van die lig af oor wat ons gaan maak. En toe sê iemand, dis Grieks. Ek sê dis Grieks. Toe sê iemand daar aan die kant wat prit werk en gom en plak en so. Maar dis maar Turk sê jy. Ja. Wat maak ons vandag? Ons maak vandag 'n baie eenvoudige en maklike weergawe van baklava. Baklava, ja. Ek het gedink dis 'n ding wat skelms dra. Maar nou ja, baklava, dit vertel ons, hoe maak 'n mens dit eenvoudig? Want meeste Griekse goed het nogal baie spesifieke tegnieke en tradisies. Jy moet eers verstaan, baklava is eintlik 'n baie eenvoudige nagereg om te maak, want hy het net 3 basiese bestanddele in elk geval. En dit jy het jou filodeeg, jy het jou neute en dan jy 'n stroop, 4, botter en dan 'n stroop of heuning wat jy oor dit sit. So dit het 4 bestanddele wat het. Waarvan word filodeeg gemaak? Filo? Ja. Obviously, dis omdat dit is filodeeg, dit word van filo gemaak. Ja, dis ook baie eenvoudig, dis meel, sout en water. Filo, ja. Maar om terug te kom op jou eerste punt, baklava kom, nou ek het nou gaan oplees hier oor en hulle sê dit kom uit die Ottoman koninkryk uit. O, van daai tyd af al. Van daai tyd af. Maar dan sal ander mense wat sê dit kom uit Persië uit, so Iran se kant van die wêreld. So omtrent op dieselfde besigheid. Ja. Maar jy kan nie vir 'n Griekse persoon sê dis Turks nie, jy kan nie vir 'n Turkse persoon sê dis Grieks nie, want hulle albei lande eien dit vir hulle self. Daai twee sukkel met mekaar. Ja. So wat ons gaan doen is, ek het hierso neute wat reeds bietjie gekap is, maar jy gaan hulle vir my nog 'n bietjie fyner maak. Nog fyner maak en ons gaan hom lekker strooseken, maar kap soos jy so en dan ek het hierso 'n halwe filo rol wat ek hier het. Ja, filodeegrol. Hier is sommer 'n winkel filodeegrol. Of jy het self gemaak? Nee. Ja, mens hoef nie ek sê ek stem saam. Hoor hierso, jy sê nou neute kap. Wat se tipe neute is alles hierin? So ons het hierso tradisioneel is baklava met pistachio neute gemaak wat ook daar uit Persië se wêreld uit groen is. Ja, daar groen is, maar omdat ons in 'n moeilike ekonomie lewe, het ek gemengde neute vandag. Onder andere het ek cashew neute. Cashews. Yes, cashews. Ja. En het jy geweet dat cashews, maar eerstens cashews eintlik 'n saad en nie 'n neut nie. Wow. En hy groei, as jy ooit 'n cashew plant sien, jy sien hy groei aan die buitekant van die pod. So hy sit so aan die, en dit lyk so tosseltjie wat jy moet aftrek. Ja. En dis die cashew neut. En dan cashew neut is een van die enigste neute wat jy sonder 'n dop sal koop. Jy sal nooit 'n cashew neut met 'n dop koop nie. Kom nie met 'n dop uit nie. Hy kom, maar die dop het 'n giftige ensiem. En so die ensiem moet afgehaal word. Sodat jy die neut kan eet. Nou maar lekker. Hier's cashews, hier's amandels, hierso is ander lekker goed in hierdie gemengde neute besigheid. Ja. So nou as jy gekom het, jy kan hom sommer hierdie kant toe bring. So, die groot bord. Ja. Ek gaan vir die mes sodat jy krap, want ek en messe, ons sit nie op dieselfde kampvuur nie. Ons het nou klaar gekrap. So ons gaan hom net so ons gaan hom so mooi oorstrooi en sommer iets op die filo. En die filo moet 'n droë deegie wees, nê? Wel ja, maar jy wil hom nie laat uitdek. Jy wil nie hê hy moet uitgedroog wees as jy hom doen nie, want hy gaan uitdroog in die oom. Okay, maar net nie pap nat klam nie. Nee. So ons gaan hom so vat, lekker net so oorstrooi. As ons klaar en dan baie maklik gaan ons hom net so oprol. Dis dit. Ja, so maklik. En nou gaan ek my mes gebruik. Want nou gaan ons hom net lekker in sny. Nou gaan ons hom so vat en dan sit ons hom in die bak in 'n klein miniatuur muffin pannetjie. Yes. Ja, hierdie botter besigheid smelt nou. Dis net botter, né? Dis net botter en hy moet smelt en nog so 'n bietjie gaan. Ja. Nou klein cupcake pannetjie, so 'n dingetjie wat jy daar by die huis sit. Ja, jy kan hom groter sny ook. Jy kan 'n groter muffin pan vat en dan kan jy hom groter happe maak. Jy kan 'n volle rol vat en dan kan jy hom so vat ook. Kan jy mens net neute insit? Of kan jy hom verbaster met allerlei ander goed? Jy kan seker, maar dan gaan dit die baklava wees. Dan gaan dit nie bak, jy sou dit reg, gaan sit nie bak. So dan gaan ons so aan en dan gaan ons die botter vat. Smelle botter.
Gaan ons die botter vat en dan gaan ons die botter net so oorstrooi so. O, jy is nie skaam vir die botter nie. Nee. Kyk, mens moet nie 'n botter. Daar sê, netjies. Hulle sê die Franse is van die mense wat die meeste botter eet, maar wat die minste effek daarvan het op hulle gesondheid. Dis omdat hulle dieet 'n baie gebalanseerde dieet is. So die res van die dieet, nie die botter nie. Nee, want hulle eet 'n gebalanseerde maaltyd. Ja, en jou Italianers en jou Spanjaarde ook. Nou jy sien, so dan kan 'n man 'n botter eet. So ja, so wat die mense doen, so hy gaan nou in die oond in vir teen 180 grade Ja. totdat hy net so mooi goudbruin is. Ja. In die tussentyd gaan ons 'n baie eenvoudige simple syrup maak. Ja. En dit is maar ewe hoeveelhede suiker en water. Ja, 1-1 verhouding. Ja. 1-1 verhouding 1 tot- suiker en water. En dan bring jy dit tot 'n kook en tot hy moet kook net sodat hy regtig net in saamsmelt. Sodat dit regtig ja, so die suiker eintlik oplos. Ja, die suiker los op en jy maak 'n stroop en as jy ekstra geur wil bysit, kan jy suurlemoenskywe insit net vir 'n Vir ietsie ekstra in daai suiker. en jy doen dit nou terwyl hierdie bak Jy sê 180 vir totdat hy so mooi goudbruin is. totdat hy nie goudbruin so. Hou hom maar 'n bietjie dop, hy moet Ja. goudbruinerig raak, ja? Ja. En dan as hy uitkom, sit jy die stroop op die dan sit jy ook die stroop oor hom en dan kan jy hom uithaal en dan kan jy hom Goed nou, en jy gaan niks anders hier bysit nie. Hierdie stroop is elementêr so, né? Ja, en wat lekker is van hierdie simple syrup, dit word vir verskeie goed gebruik in die kombuis. So baie koeke kan jy as jy 'n koek wil lekker klam hou, kan jy 'n simple syrup maak en jy kan dit oor die koek gooi en dan maak jy die koek. Hou die klammigheid daar. En En die heuning besigheid So hierdie is 'n alternatief vir heuning. vir die heuning. Yes. Okay, die heuning sal ook warm gemaak word dan, nê? Ja. As jy heuning sou wou gebruik. Ja. Maar en dit word dan nou soos jy haal hom eers uit die oond uit dan, sit hom op die bakkie neer of gooi jy al die suiker in die goedjies Nee, daar? ja, hy moet eers bak, nadat hy gebak het, gooi jy die suiker. Nadat jy gebak het, sit jy dit in 'n bak en dan gooi jy die stroop oor. Ja. Wel, actually stroop so in Daar die- alreeds daar- ingooi sodat en- daar alreeds terwyl dit warm dan, is. Dan trek hy lekker in. Daar sê baie dankie. Dit is dan nou kyk hoe mooi lyk dit as 'n mens Ja. dit uithaal. Dit is regtig merkwaardig en dis netjies. Dit lyk pikant en fyn en tog is dit 'n baie eenvoudige resep. Dis 'n baie eenvoudige resep. Dis baie lekker. Baie dankie Chef David Steyn. Ek gaan enetjie van hierdie nou verslind in die oomblik as die kamera afgaan. Maar baie dankie vir jou moeite en baie dankie vir 'n baie eenvoudige resep, baie vinnig En want daar baie kan jy- smaak. daar kan jy- daar kan jy Daar's die al die stroop suiker sien. is weg. En jy kan Daar sien hy mooi begin nou opgelos. kook en dan Pragtig. kan jy hom En gebruik. daai stroomies ook. Yes. Nou ja, gaan maak 'n bietjie baklava daar by jou huis. Dankie Chef David Steyn vir jou moeite en menswees. As ons terugkom na die advertensiebreek, dan gesels ons met ek dink die soos Engels sê mees prolific Afrikaanse kinderboekskrywer in die land, Jaco Jacobs.